seun van God het nog geleef. O Jesus doen dit weer. O Jesus doen dit weer. Ja, hierdie geslag moet herdenk. Goeiedag, hartlik welkom saam met my Andries Besuitnout by ons program Jesus doen dit weer, waar ons gesels, waar ons met mekaar deel oor hoe groot God is en wat God vir ons gedoen het in die verlede, nou nog doen en nog gaan doen. En ek bly weer sê dat kom ons wees bidend vir mekaar en moenie huiwer om vir ons ook aan te stuur as jy wil gebedsversoeke deurvoer nie. Dit is vir ons so belangrik om God die erkenning te gee vir wie en wat hy in ons lewe is. Vandag is ons hier by 'n plekkie by die naam The Hope en ek het 'n boetie van my met die naam Joseph wat vandag vir ons meer gaan vertel oor sy lewe. Hoe het hy by The Hope beland? Joseph, baie welkom, baie dankie dat jy bereid is om die Here die erkenning te gee vir wat die Here vir jou gedoen het. Vertel vir ons, wie is Joseph en hoe het jy hier opgeëindig? Baie dankie, goeiemôre kykers. Andries, vir my, ek was op die ouderdom, ek kom uit 'n klein dorpie uit, Parel. Ons is wel bekend ook aan wyn maak en ons is rugby mense. So ek het baie groot geraak, het uit 'n Christelike huis gekom, pa wat die Here geken het en 5 broers en 1 suster. Wat ons maar opgegroei het en ek was die tweede jongste van hulle en ek het met 'n talent opgekom en van laerskool af het ek begin outshine sekere aspekte in sport en ek het 'n bietjie rugby groot rugby begin speel en hulle het my erkenning gegee vir dat ek het 'n bietjie spanne gedaal en alles in my ouderdomsgroep soos ek opgegroei het. En ek het wel bekend geraak 'n bietjie in die Parel in van my sport hoërskool geraak en ek het so 'n bietjie spanne gehaal soos die Western Cape Games het ek bygewoon vir Sewes en ek het daar vir 'n paar dae weggegaan, maar nou alles dat dit nou begin nuwe vriende ontwikkel van my, nuwe maats, die ou vriende het ek 'n bietjie agteruit gesit en alles, my pa het my altyd gesê, jou kop hou. Jy het nou talent en alles te be careful waar jy gaan en vir wie jy ontmoet en dis altyd maar hou vir ons ook in die lig en ek het maar net met die begin eie wysheid gebruik en so het mense vir my begin betrek. So ek het matriek gekom en ek is in daai jaar in matriek en het ek gefail aan my matriek eindjaar want ek was te veel op my sport gewees en ek het nou toe gedryf matriek en so het ek uitgegaan en ek het skool toe, maar ek het my nog gesê ek het nou die WO skryf nie, want ek het so 'n groot kop vir my rugby gekry. En so het ek aangegaan en die rugby het begin geweldig druk geraak, verstaan ek met die kan wees en hy kan en in daai jaar het ek ook meisie gehad wat ek pregnant gemaak het. So sy was ook op die skool. En dit is maar alles nou so, my kind is gebore in dieselfde jaar wat ek matriek gewees het. So het ek aangegaan en ek het begin moes nou met geld, moes nou die babatjie nou en so het mense gekom, hulle het vir my werk aangebied. En as ek vir hulle rugby speel en alles dit, ek het by 'n prokureursfirma werk gekry. Ek gaan nou nie prokureursfirma sy naam sê nie, maar ek het 'n werk gekry daar en so het ek aangegaan. En op die einde van die dag het dit begin so druk raak, het ek saam met die vriende gaan partytjie het elke tyd, want nou kom, ek is man of the match en alles dit geld het gekom en hulle het vir my betaal. Ek het in 'n kantoortjie gesit, daar by die prokureursfirma, ek het geen benul gehad van wat ek mag daar nie, ek het maar gesit, maar as deel van die sport wat ek gedoen het, wat ek nou daar is, en so het ek begin vriende ontmoet, ander vriende, wat gesê het, jong, kyk, hierso, is iets wat ons gebruik altyd vir 'n bietjie ekstra krag vir Saterdags vir die game. Toe stel my voor, en dit was 'n poeier, en so gooi hulle dit in die pot in, en toe kry ek maar 'n stuk wat hulle gebruik vir ekstra krag en vinnigheid.
En ek het begin vat saam met hulle, drankies gedrink en so het ons begin rook. En het so aangegaan vir 'n tyd en my ma het niks agtergekom nie, want hoekom het ons nou nie effek gehad van 'n reuk of so nie as ek ingekom het, want hoekom hulle het geweet dat Joseph klaar op 'n Saterdag gespeel het en het hy partytjie en alles so het ek laat nagte begin raak, finansiëel het ek begin drukking, want hoekom is geld om my te gegee het. En so het ek my werk verloor ook daarop en ek het begin ooit begin verloor. Wat ek nie meer aan sport kan gedoen het, want daar was my geld gewees wat ek gekry het, en so het ek begin agteruit raak, en so het ek begin minder rugby speel ook, en so het dit vir my 'n baie donker pad gegaan, en ek het so op 'n donker pad gegaan, dat ek later aan my dogtertjie en my dame wat ek nie gewees het ek 'n bietjie agteruit gestoot ook, en ek het op my eie wysheid nog begin staan, en ek het minder begin saam met my male begin praat, ek het altyd wrywing gehad, ek was altyd die regte een, of hulle het gedink, maar ek het altyd gedink, hulle is verkeerd, maar ek is reg, wat ek doen, verstaan u? En man, dat is het so aangegaan, en later dan sê my kind, en my pa vra, jy is nie my kind nie, man, ek weet nie, waar is jy nie, man, want hoekom, jy bly sê, dis daar, sy bekeer niksie, maar so het ek gesê, ek doen niksie, ek drink nou net hier, en ek speel rugby, maar sy kom nie eens by jou rugby meer uit nie. En ek het altyd op Saterdags, daar's mos 'n perelpos wat uitgekom het altyd, donderdags, en dan sien hulle na die game, en as ek altyd op 'n foto in die perelpos en alles dit, maar as het so later dan so bedruk geraak, dat ek agteruit alles sit. En ek het begin verkeerde vriende ontmoet, en ek het my werk verloor, en alles verloor, ek het nie rugby gespeel, so het ek later dan by huis begin vat. En het so erg geraak, dat hulle later dan weet hulle nie meer wat om met my te maak nie. En ek het vir 'n tyd het ek afgewyk van alles af. My pa, my ma wil ook niks meer met my te doen gehad het, want sy moet mos nou my pa respek ook vir dit wat hy besluit het, want ek begin hulle goed te vat by die huis, en het so erg geraak, dat ek later dan toe vir myself sê, kom ons hou my 'n bietjie op eers, en toe besef ek, toe kry ek nou ander werk, toe begin ek weer rugby te speel, en ek hou net so vir 'n tydjie op, om die dwelms te gebruik nou. En toe kom ek by nog 'n company wat ek gewerk het, dit is 'n wyncompany wat ek gewerk het, goeie salaris verdien en alles en toe het dit weer, en ek begin het weer aan te gaan, en toe na tyd het ek nou 'n ander girlfriend gehad, en ek het daar gaan bly by 'n flat. En so het het gekom dat ek weer begin met my ou vriende wat ek gehad het, ek weer begin assosieer en saam met hulle weer begin uitgaan en dit als en ons het weer, en daar het ek weer begin erger raak. En so het die werk vir my weggestuur na 'n rehab toe, was net vir 'n maand in Woesteren gewees. Maar ek het dit eers klaar gemaak, want ek het om my werk voorgegooi, dat ek moet werk, maar die werk het vir my daartoe gestuur. Hulle het vir my hulp aangebied, en ek het het gevat, maar en toe los ek weer die werk, en ek los die dame uit, en ek trek weer terug huis toe. Gelukkig was hy die deur nog ook vir my, by my huis. En so het ek aangegaan, en ek het weer begin steel, en ek het begin groot dinge veroorsaak, dat het so vir my dinge so, dat ek begin fraud, mense se geld, uittrek het hulle rekeninge uit, en hulle het vir my later en toe kom ek voor, ek het nooit in my imagine dat ek voor 'n politiewen gaat wees, en hulle het vir my kom opsluit doen, vir fraud, en hulle het vir my, wat ek weer net my oë oopmaak, die moment, toe sit ek vir 'n jaar in die tronken. En het vir my later dan, het vir my met toe huis geraak, want toe wat ek daar uitkom, na 2 maande los hulle jou parol, en dan gaan jy moes nou weer aangaan, dan loop jy jou parol buitekant. So het ek weer aangegaan, en ek het never minded gegaan weer, en ek het net weer in die tikken gegaan, en ek het gerook, ek het gesteel, oral mense gerop, mense besteel, en alles te my male, my pa se weldingsmachine, alles te ware het ek gevat, ek is selfs in sy kluis, het ek opgemaak en opgebreek, en het so aangegaan, en hulle het vir my later dan gesê, jong, Joseph, ek weet nie meer wat om vir jou te maak nie, ek weet nie meer vir jou na Piet om te gaan nie, maar ek dink, jy moet die pad vat uit die huis uit,
En ek het vir 'n tyd by die huis, het ek uitgegaan, hulle het my uitgesit, my klere uitgesit, en ek het op die pad gedwaal, en so het ek nou maar by vriende en by mense gebly, wat vir my aangevat het, maar met die doel van, ek moet kan geld inbring hier. En so het het my so, ek het nie werkie, hoe gaan ek maak, en toe, dis jy al ding wat ek kan maak, is mense gaan beroof, mense se foons vat, mense seer gemaak om hulle geld te kry. En het so vir my 'n hobby geraak, het so my gewoonte gemaak dat ek my tweede huis moet maak binne in 'n prisionsel. Ek moet in die tronk my tweede huis maak, want ek het nie 'n ander uitweg nie. Ek het nie meer 'n plek waar ek na aunties of ooms wat ek gehad het, hulle het my ook verwyd, want ek was in 'n bad space in die tyd, en ek het so die drugs aangevat dat ek my pel noem. Hy is my beste uitweg wat ek gehad het, om te vergiet van als my dogter wat ek was besig so om op te groei, sonder my, maar die genade van God het sy my nooit een keer dit voor my gegooi nie. En ek was vir amper 18 jaar was ek vastgevang in drugs. So in my jongmanslewe en soos ek opgegroei het ek maar geval in dit, en dit is so baie geraak ook, dat ek vir 2 jaar weer getronkstraf word, en ek gaan weer tronk toe. En al wat my pa kom kry is net, as hy net gehoor het, ek is alweer nie tronken. En hulle het vir my kom visitief, en kom my ma het begin siek raak hoe die tyd. En toe was nou geleentheid wat ek nou in die 2 jaar ten tronk gewees het, toe moes nou 'n rehabilitasie wat ek deurgegaan het, so het hulle my pa weer in kontak gekom met my, en so het ek weer, het my 'n kans weer gegee om huis toe te kom. En ek het vir 'n tyd, en toe my ma moes nou begin siek, sy het 'n stroke gehad, en sy kan nie meer gepraat reg nie. En die helfte van haar kant was nou verlam, en so, nou moet ons vir haar help. Nou ek het gehelp, want ek het nie werk gehad nie, my pa moes gewerk het, maar die my stabbingheid en my drankverslaaf wat ek gehad het ek nooit verlos gekom van die drugs af nie. Ek het maar tronk toe gegaan om my straf uit te dien. So ek het die ding wat my eintlik hier gebring het ek nie aangepak. Ek het nooit gesê dit was 'n probleem vir my nie. En so het dit later aangeraak dat ek my ma het geld gehad, oupa siek gebeur, dan vat ek het. As hy 'n beursie 'n dag gelos het, dan het ek het gevat. Die geld het gevat. Ek het vir hom altyd gesê, is nie ek nie. Maar op die einde van die dag het geweet is ek. En dit is so geraak dat hulle my weer op die pad sit. En ek het aangegaan en ek het weer op die tronk beland. En ek het gestaar met 'n vrootsaak weer aangegaan. En my pa het 'n interdikt in my gehad om nooit weer by die huis te hy wil nie meer ontree van die huis af nie. En alles dit. En dis het alles in die tronk weer aangegaan en ek het gewonder waar toe gaan, dan kry ek 'n phone call van my pa dat my ma is besig om 'n laastes, so die beplanning was gewees op die laaste tyd, so terwyl ek in die tronk is, dat my ma en my besefing het gekom, dat ek gaan nou in die tronk wees, my ma gaat oorlede wees, en ek vraag toe vir die Here, is daar nie moontlik dat u nie vir my 'n deur kan oopmaak en ek begin 'n keer loop in die tronk en alles te, maar terwille van alles daai wat ek gedoen het, was daar nog altyd 'n probleem gewees. Ek het nooit besef dat ek 'n drugprobleem het nie. Ek het nooit gesê dat is die tik wat my so gemaak het dat ek nie beland het nie. Ek het nooit vir hom skuld gegee nie. Ek het nooit vriende ook nie, want hoe kom dit was ek gewees. Ek het dit gevat. En het so drasties geraak as 'n ding wat in prison gebeur het dat amnestie afkom vir wat hulle jaar weg van jou af. En dit so vir my getref en hulle het vir my opgeroep om te sê, maak jou reg, môre gaan sy huis toe. En ek het nog 'n jaar tronkstraf gehad om te dien. So wat ek uitgekom 3 dae daarna, toe ek weer by die huis. Ek het al 3 dae saam met my pa hospitaal toe gaan, die derde dag, en toe sterf my ma af. En ek het van gesê, ek sal nooit weer in die tronk beland nie, hier vandaan af. En dis wat ek beloof het, ek het nooit weer tronk, dat was 2019 denk ek. Ja, en ek het nooit weer gegaan tronk toe nie. En op die einde van die dag het ek weer in te gegaan. En net so wat my ma oorlede is, en toe was nou my suster, wat my beste vriend gewees het ook, sy het my baie gehelp, sy het my by haar huis gehad ook af, en toe kan sy nie haar man wil hê ek moet die visie.
en dan kom ek, vat ek nou al later aan en ek beïnvloed vir haar om vir my geld te gegee het en sy het vir weg. En sy het begin siek raak, sy het 'n operasie gehad wat sy een leer verloor het en toe het dit nou die ander een ook effek. So net so 'n maand daarna en toe sy ook oorlede. So die beste mense wat in my lewe gewees het, is nou oorlede. Nou is ek down, my pa is weet nie meer wat ek kan doen met my nie en ek het net weer aangehaal en so het ek begin die tablette aanvat, buttons rook en ek het begin nog erger raak in dit en ek het elke dag van mense gevat en van my pa. As my pa nie by die huis gewees het nie, dan het ek oorgejump in die jaat en dan het ek kan steel van hulle af. My broers is nou in 'n reistoel en ek het vir hom manipuleer om vir my dinge te gee en dit het so 'n drastiese ding gehad dat ek op die einde van die dag toe sit hulle van my weer uit. My rugby is totally is gedamaged. Wanneer kom ek het begin by die mense wat by rugby spelers sou alles gevat in die kleedkamer en dit is so drastig geraak dat ek niemand my vertrou rondom hulle meer nie. En ek het later aan gesit en die laaste keer wat ek by die huis gewees het, toe gooi my pa vir my klere uit in die pad en hy sê vir my klong, ek wil jou nooit weer sien nie. En daai Vrydag sit ek daar so en ek sit, hy vat 'n klip, 'n groot klip en om my pa se oor toe gesien het, wat het vir my die woorde sê, hy sê vir my, jong, ek weet nie wat om met jou te doen nie man, maar die laaste ding wat ek wil net hê is, as 'n polisie weer stop nie, dan moet hy sê, sy is dood. Sy moet net doodgaan nou vir my, en ek vat die klip en ek keer met my een arm, die skrap is nou nog hier, en ek kap my en hy sê vir my, ja, asseblief, ga net hier weg van, ek het hom so in 'n tyd gehad, maar om my pa se gesig toe gesien het, ek wil van niemand anders dit laat deurleef nie, om 'n oor sy gesig te sien, en emosies en alles wat ek gesien het, wat hy vir my sê, ek wil nie deze moet doodgaan. En dit was my turnaround op einde van die dag en toe sê ek moet iets plan maak. En ek gaan sit op die hoek, hy sit my uit, my klere lê nie rond en ek begin net te bid en ek vra vir die Here, waar gaan my hulp vandaan kom nou man? Ek weet dan nog nie wat om te doen meer nie. Ek is niemand wil my meer nie. En hy sê vir my, daar is hulp. Maar in die moment het ek hier geweet, en ek hoor net die stem, daar is hulp man. En ek sit op die hoek, die mense, die karre kom verby, en ek sien 'n taxi met Hope Revolution op. En ek sien, almal trek op daar by my neighbor se huis, is 'n pastoor, en hulle jubel en juig, maar die vreugde wat ek gesien het op hulle gesigte, en ek sê vir my, ja, mense, as dit wat die Here kan doen, as dit wat sy hoef nie 'n bottel bier te hê, maar om net getuig van die Here, en 'n jong man kom toe by my, 'n man kom toe by my, sê vir my, jong man, hoekom sit jy aan so op jou? Ek sê, ek is honger man, en ek het 'n bietjie 'n probleem met die huis gehad, en ek is op dwelms, en ek kan dit nie meer vat nie, ek is moeg van alles, en hy sê vir my, kom, ek nooi vir jou na die huis toe, en ek gaan in Pastor Demas, dit was my neighbors gewees se naam, en sy sê, tot ek jou gesien het ek al klaar van jou gepraat als Joseph by die mense. En ek sê, ek kan nie waar sien, dat die Here my beantwoord. Hy sê, en hulle sê vir my, jong man, ons wil jou help. Maar die eerste stukkie, en ek vertel hulle my storie wat ek moet deurgaan, en die bloed loop nog af in my armen, en alles hulle sê, jong man, as jy wil gehelp is, ons is hier, ons is jou Revolution, Pastor Bentley. Ek sal nooit die man, as enigiets, hy het vir my gesê, jong, as hy het weg, ons is hier om die Here sy naam groot te maak, maar ons het 'n organisasie wat Hope Revolution is, wat 'n reep is, wat jou sal aanvat. Maar jy moet eers jou kan bring nou. Toen moet ek die hele naweek 3 dae agter. Ek was uit en ek het die Vrydag daar saam met hulle gewees en ek het saam met hulle geëet, ek het hulle saam met hulle pad toe gegaan
samen geloop, maar die aand, terwyl ek moet huis toe gaan, toe weet ek nie huisie. En toe moet ek weer na die ou vriende toe gaan. Toe moet ek my nou weer gaan rook om net 'n slaapplekkie te kry vir die aand. Die oggend wat ek weer kom, toe ek weer die Sarig saam met hulle. En ek het saam hulle gehad, maar nog steeds was ek nog op die drugs gewees. Want kom ek het die ander uitweg gehad om maar net saam met Diamond te gaan. Want kom hy gaan met toelaat om by sy Wendy in te gaan. En ek het gegaan en ek het gegaan. En my pa het my so deur die venster gekyk. Die Sondag kom het dat hulle vir my bid. En die groot trok van Hope Revolution kom. Hulle het dit opgeset as 'n stage. En ek kan vir u sê, daai Sondag, toe wat ek dit sien, die getuienis van hulle, wat almal op by stage gewees het, die familie, die support van Hope Revolution wat daar gewees het my so ek wil dit hê man, ek wil nie meer soos lê en sit nie. Hulle sê vir my, toe wat dit naby klaar is, wat hulle nou moet afsluit, toe roep hulle my op die stage, ek het my sakkie gehad, maar voor dit moet ek my pa gaan, en ek vat sê vir hom, paps, ek gaan nou weg, vir 'n tyd. Hy het vir my gesê, jy lieg man, ek lieg nog altyd, ek weet nie meer wat ek kan doen, en ek gaan en ek vat my sakkie, as net 'n klein sakkie wat ek gehad het. My sien was so hard en blinkerig van nog nie gewas nie. En ek gaan en ek skrapel almal my gemoed en ek by mekaar om te sê, ek gaan dit doen man, want net om te sien my pa se gesig, en toe sê ek, my pa het nou weer sy hart opmaak vir my. En het gaat baie lang vat, maar en toe gaan ek, en hulle het vir my op die stage geroep, en hulle het vir my net daar gebid, almal rondom my, hande gelê op my, en vir my gesê, ons gaan 'n pad saam met jou stap. En ek het hier gekom, aan die Sondag aan het ek hier ingekom. En ek is so dankbaar dat ek nog hier is. Ek was vir 12 maande in die program by Hope Revolution. Dit was 2022. Ek het hier aangekom, niks betaal nie. Hulle het vir my aangevat, mense wat my nie eens geken het nie, het vir my kans in die lewe gegee. Maar dis wat ek gesê het, dis wat die Here vir jou kan doen. En op die einde van die dag moet ek huis toe gegaan het, maar vir die eerste 3 maande wat ek in die program gewees het, toe het my pa 'n uitreiking gedoen, want kom hy weet nie waar is ek. Hy worry, ek is in die tronke nie. Want kom ek kry nie meer oproep van die polisiestasie, hy is in die tronke nie. Hy hoor niks nie. Toe het hy by my neighbors by die pastor gegaan om te gaan luister, want kom hy huilend daar aan en sê, jong, ek weet nie waar is my klong nie. Dus jy laat jou klong is by 'n veilige plek. Amen. Na 4 maande, toe kry ek 'n oproep van my pa af. Toe sit ek in die kantoor en hy was met vrede om te sien my gesig. En ek is so bly vir die Here. En ek is dankbaar vir die Here om vir Pastor Nondo en vir Pastor Erika te sê wat hierdie deure oopgemaak het vir jong mense en vir jong manne. Wil ek so bemoedig vandag en ek wil vir hulle sê, as jy miskien 'n aktiwiteit het wat jy in goed is, of 'n talent wat jy het, wat jy goed in is, hou bly dit, wees gefokus in dit. Maar was dit nie vir Pastor Nondo en vir Pastor Erika vir hierdie deure nie, ek is so dankbaar en vreugdevol vandag dat ek nog hier kan, as ek is 'n senior staff member. Hulle het my, ek het net vir Desember maand, vir 7 dae het ek huis toe gegaan, daarna het ek weer teruggekom, om ek wil 'n bietjie teruggeploeg het, want ek het my 'n passie gevind, dat ek mense wil help, en nou vandag staan ek is 'n getroude man, ek het kinders, ek het 'n huis, en dis net die vreugde van die Here wat nog oor my lê, en die Here wat my alles wat hy op my gemaak het, om Andries kan ek vir jy explain nie, maar net vandag wat ek hier staan, om 'n getroude man te wees, en my vrou is so lief vir my vrou is ook in die bedieningen, my vrou is by die vroue afdeling, sy is die senteminister daar, en ek is so bly vir die Here, vir haar ondersteuning wat sy vir my gehad het, maar ek is dankbaar vir hierdie program Hope Revolution, wat hy vir my in my lewe gedoen het. Dis wat ek van Andries kan sê. Ja, Joseph, nee, jy maak het vir ons, ek glo, daar's baie kykers daar buite wat net sal sê, jy weet, as jy vat waardeur jy gegaan het, en jy besef net eenvoudig een ding, en dit is, dat die vyand het jou gift wat jy gekry het by God, en dit is die sport, eintlik misbruik om te doen wat hy gedoen het, en hy het
dit reg gekry om jou af te trek, want jy het 'n roeping op jou lewe gehad. En hy het dit geweet, nog voordat jy dit geweet het. En tog steeds, jy die Here deurgekom. Die Here het gesê, ek ken vir Joseph, ek het hom geroep by die naam, ek het 'n doel met hom, en jy lewer dit uit. So is nou 4 jaar. Is 4 jaar. 4 jaar, nee, prys die Here. Ek glo, daar is iemand daar buite, wat kan verstaan waardeur Joseph gegaan het. En wys net hoe groot is ons God. Ons kan nie genoeg jubel en juig in die Here se naam groot maak vir dit hy vir jou gedoen het nie, Joseph. Jy werk met my aangeraak. Ek beloof vir jou, my boeta, dit is vir my net weer eens 'n bewys dat ons moet nie ophou om te doen wat ons doen nie. Ek, Rafkin, te doen wat ons doen vir die Here nie, want dit is waaroor dit gaan. Ons doen dit nie vir 'n mens nie, ons doen dit vir die Here, en die Here sorg vir ons. Ek sê vir jou baie dankie. Jy het my dag gemaak, glo my. Baie dankie. Ek wil vir u sê, ek gaan die groet tot 'n volgende keer. Ek gaan nou sê totsiens, maar gaan vir ons boeta Joseph vra dan om 'n kort gebed te doen. Baie dankie, totsiens. Kom ons bid net saam. Vader, ons kom in die naam van die Here, vanoggend Here, net om dankie te sê, Here, en dankie dat U vir ons deurgedra het, Here, Amen. in hierdie onbekende naggerus, Here, my God, my Vader. Here, sien die dag, Here, sien vir hom Andries wat dit moontlik gemaak het, dat ons hier kan gewees het vandag, Here, om saam te kan kom bid ook, Here, my God, my Vader. Here, ons gee al die eer en al die prys aan U, Here. Ons is dankbaar vir nog diegene wat daar nog buite kan in die donkerte is, Here. Ons bid vandag vir hulle ook, Here, my God, my Vader. Sien hulle nou, Here, my God, my Vader. Sien ons hierdie dag ook, Here, in Jesus naam. Amen. Amen. O Jesus, doen dit weer. O Jesus, doen dit weer. Ja, hierdie geslag moet erken dat U regeer. Sien van God, doen dit nog 'n keer. O Jesus, doen dit weer. O Jesus, doen dit weer.